Goeienaand en baie dankie dat ek weer vanaand saam met julle kan kuier. Ons gaan vanaand stil staan by 'n teksgedeelte in Handelinge, spesifiek Handelinge 16. Handelinge 16 vers 6 tot en met vers 15. Maar nou wil ek vooraf eers ietsie sê oor die boek Handelinge. Handelinge vertel vir ons die verhaal, die storie van hoe die kerk gegroei het, hoe die eerste kerk ontwikkel het. En nou is dit baie interessant. As jy van hoofstuk 1 af lees, dan lees jy die hele tyd van die Heilige Gees. Die Gees het die kerk help ontwikkel. Die Gees het die kerk tot stand gebring. En in my Bybel het ek die woord, die Heilige Gees en die Gees telke male met 'n groen kleurpen ingekleur. So as ek nou begin by hoofstuk 1 en ek kom hier by hoofstuk 16, dan tel ek nie minder as 50 keer dat die woord Heilige Gees of Gees gebruik word. Dis amper so as 'n mens die geskiedenis nou van die vroeë kerk bestudeer, asof jy 'n groen voetspoor van die heel begin kry, dwars deur die ontvouing van die kerk se geskiedenis, en dan tot by hoofstuk 16. Natuurlik gaan die verhaal aan, en die Heilige Gees gaan ook aan, maar ons is vanaand by hoofstuk 16. En ek wil vra dat julle met 'n gebed sal open, sal vra dat die Gees julle denke sal verhelder, die Gees julle 'n onderskeidingsvermoë sal gee, en dat julle dan Handelinge 16 sal lees van vers 6 tot met vers 15. En die bril waardeur julle moet lees, is natuurlik die bril van die Heilige Gees. Wat het die Gees van die Here gedoen in hierdie spesifieke teksgedeelte? Paulus het geweet dat hy geroep is om 'n sendeling te word en te wees. En hy het geweet dat hy die evangelie die wêreld moet indra. Maar hy het net nie presies geweet waar nie, en hy het sy eie reisplanne gemaak. En wat fascinerend in die gedeelte is dat elke keer as hy iets beplan, dan stuit die Heilige Gees hom en stuur hom in 'n ander rigting. Dit laat my dink aan die woorde van Jesus toe hy in die nag met Nikodemus gepraat het. Toe sê hy vir hom, die Gees is soos die wind wat waai waar hy wil. En die Gees het vir Paulus gewaai waar die Gees hom wou heen stuur. En uiteindelik beland Paulus op Europese bodem. En uiteindelik by 'n rivieroewer langs die stad Filippi. En die eerste bekeerling in Europa is 'n vrou met die naam van Lydia. Paulus het dit nie so voorsien nie, maar dis waar die Heilige Gees hom uitgebring het. Nou op die uitdeelstukke wat julle ontvang het, is daar 'n klompie vrae. En ek wil vra dat julle rustig deur hierdie vrae sal werk en dit met mekaar sal bespreek. Die agtergrond daarvan is soos wat ek dit geskets het. Die Heilige Gees wat vir Paulus stuur in 'n rigting. En terwyl ons kyk na die verhaal van Paulus en Lydia, die stadjie Filippi, wil ek ook hê dat julle sal dink oor julle eie lewe. Hoe stuur die Heilige Gees julle? Maar veral ook sal dink oor ons gemeente. Hoe lei die Heilige Gees ons gemeente? Seën met julle bespreking. Die vraag is, hoe leef 'n mens as Christen oorwinnend in die wêreld? Maar ek wil hê julle moet vanaand veral fokus op die gemeente. Hoe leef 'n gemeente oorwinnend in die wêreld? En nou lyk dit vir my, ons het die woord en ons het die Heilige Gees. En 'n mens kan aan een van twee kante toe fouteer. 'n Mens kan so fokus op die woord dat jy die Gees verwaarloos. Dis soos mense wat na die loodglasvenster kyk. Onthou in ons gemeente sê ons dikwels die Bybel is die loodglasvenster tussen ons en die Here. 'n Mens sou so kon fokus op die loodglasvenster en dan neem jy 'n bietjie 'n veraf posisie in dat die strale van die Heilige Gees nie regtig op jou lewe skyn nie. Jy's verwonderd oor die skrif, jy ken die skrif, jy spandeer tyd met die loodglasvenster, met die skrif,
maar jy leef eintlik net in die ruimte of net met jou aandag gefokus op die Vader en die Seun en jy skeep die Heilige Gees af. Dit kan gebeur. Of aan die ander kant is daar gemeentes en gelowiges wat so fokus op die Heilige Gees dat hulle eintlik die skrif onderwaardeer. Dis om naby die loodglasvenster te sit, maar jy sit met jou rug na die venster. Jy kyk nie regtig na die venster en jy voel die hitte en die warmte van die Gees, maar jy onderwaardeer die Heilige Gees. Wat ons as Christene moet doen om 'n gesonde gemeente te hê, is om 'n balans te vind tussen die woord en die Gees. En ek wil vra dat julle in julle klein groepie 'n bietjie bespreking hê oor hierdie balans in 'n gesonde gemeente. Wanneer het 'n mens 'n gesonde gemeente? Het ons 'n gesonde gemeente wanneer ons hard werk, wanneer ons getrou is? Ek dink ons het iets van 'n gesonde gemeente wanneer ons die balans handhaaf tussen om oop te wees vir die skrif en oop te wees vir die Heilige Gees. Bespreek dit so 'n bietjie in julle klein groepie. Aan die einde van elke oggendediens in ons gemeente, staan ons as gemeente op en dan sê ons hierdie woorde hardop vir mekaar en julle het dit daar op julle teks. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. En ek dink Paulus van Handelinge 16 sou hiermee kon identifiseer. Hy het nie geweet waar hy gaan eindig nie, maar hy het geweet, waar hy ook al is, God is daar. Hy het geweet, waar God hom ook al heen stuur, God sal met hom wees. En nou wil ek julle as klein groepie uitnooi, om hierdie woorde in die lig van Handelinge 16, as groepie hardop te sê. Die woorde is daar op julle teks. En as julle dit klaar gesê het, sluit dan af met gebed. Mag die Here in die week wat voorlê, julle ook gebruik onder leiding van die Heilige Gees, soos wat hy vir Paulus in Handelinge 16 gebruik het. Lekker aand verder vir julle. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now.
'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking down like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Oh, in my soul. So